Here, dankie vir nog 'n klomp ure agter die rug vanaf ons laas bymekaar is 'n volle 24 uur wat u genade weer eens vir ons genoeg was. Here, dankie dat ons weer hier kan wees as broers en susters, mense wat saam die lewe aanpak. Here, dankie vir genade in oorvloed, Here. Wees asseblief saam met ons vanaand wanneer ons ook nou sing en ons stemme verhef. Here, ontvang dit regtig as 'n offer. Offer van lof, mag u daardeur verheerlik word, mag dit vir u lekker wees om daarna te luister. En Here, wanneer ons dan weer verder in Filippense in reis, kom maak ons harte oop, kom praat met ons in die gees, kom maak ons attent op u werking, kom maak ons sagte klei in u potterbakkerhande, en kom werk regtig aan ons, al moet dit baie keer skaaf en skuur. Here, is dit ook reg, want ons wil u beter volg, ons wil beter disippels van u wees. Here, dankie dat ons kan uitsien daarna om verder saam met u te reis. Amen. Ons gaan vanaand 'n bietjie verder reis in Filippense en uiteindelik kom ons nou by Filippense 2. Ons het nou eintlik lekker stadig deur Filippense 1 gegaan vir Maandag en Dinsdag en vandag is ons fokus bietjie op Filippense 2 en môre as ons saam afsluit gaan ons Filippense 3 en 4 so bietjie saam combine en 'n paar lekker gedagtes daaruit met mekaar deel. So ek het weer vanaand vir julle net 3 punte rondom hoe lyk 'n geesvervulde lewe. En kom ons begin weer by die metafoor, die storie wat ons gebruik al die hele week. Ons het 'n bietjie gepraat oor 'n boot, verskillende tipe bote, storms, wind, al hierdie goedjies. En kom ons praat vandag net gou vir 'n oomblik oor 'n groot massiewe skip. Ek wou vir julle 'n foto opgesit het, maar ek het vergeet, toe klaar die slides gestuur het vir Tiaan, toe onthou ek. Maar ek weet nie wie van julle het al gesien hoe groot is of meeste van julle het al gesien hoe groot is een van hierdie passasiers MSC Opera skepe, nê? Daai goed is massive en vir een of ander rede bly hulle bo water en ons verstaan dit nie so lekker nie. Maar ek weet nie wie van julle het al gesien as een van daai skepe in die hawe staan, besig is om gerepair te word nie, nê? Daar's eintlik so 'n beautiful foto, ek so spyt ek het hom nie opgesit nie, maar gaan Google dit vanaand. Hoe klein 'n mens lyk, een van die ingenieurs wat op daai skip werk, teenoor net die onderkant, dat hulle van onder af 'n foto neem van hierdie skip, dat jy nie eens kan sien, dis 'n passasiersskip nie, jy sien nie die mooi wit deel bo nie, so diep en groot is daai skip. Maar wat ek toe vir myself dink, terwyl ons nou dink aan hierdie idee, is dat hier is die ding. Die skip, daai massive skip wat in die hawe staan, en hy lyk in al sy glorie, hy's beautiful, beteken nie veel, amper soos daai liedjie van wat se Joe Black wat sing, 'n skip in 'n hawe, daai liedjie, julle ken hom, ek weet nie of julle hom ken, ek hoop julle ken hom, maar 'n skip is nie gemaak om in 'n hawe te staan nie. So jy kan hierdie beautiful skip wees en hier trek ek die lyn. Jy kan hierdie mooi gelowige wees. Jy's massive, jy staan in al jou glorie. Jy doen al die regte kerkgoedjies, jy tik al die boksies, maar jy sit in die hawe. En dit beteken nie veel daar nie, want dis nie waarvoor hy gemaak is nie. Daai massive boot hoort in die see, waar mense geëntertain word, waar dit van is, want dis waarvoor 'n MSC skip gemaak word. So, wat sê ons vir mekaar? Ons het in Maandag het ons 'n bietjie gesels oor lyding, oor swaar kry, oor storms en gesê ja, so 'n boot is gemaak, 'n groot skip is gemaak om in die diep water in te vaar en om die storms te kan face, in die gesig te kan staar. En dieselfde gebeur in my en jou geestelike lewe. Dit is maklik om te sê ek volg vir Jesus wanneer alles goed gaan, wanneer ek in die hawe staan, waar daar geen uitdagings is nie, en ek maklik die verskoning kan gebruik om te sê, die Here is net besig om my bietjie mooi te maak, om my bietjie reg te maak. Ek is hier in vir 'n diens. En ons is heeltyd in vir 'n diens, lyk dit vir my as ons gelowiges is. Ons is heeltyd in die hawe. Nee, die Here werk en my. Ek sal eendag sal ek daar kom as al die bolts en nuts op die regte plek is, al die vuil goedjies is 'n bietjie afgekrap. Ons kan nie aanhoudend net in die hawe bly nie. En die groot ding waaroor ons dan vanaand gaan praat is oor karakter. My en jou geestelike gelowige karakter word juis sigbaar onder druk. Nie daar in die hawe wat jy gediens word nie. Ja, ons moet baie keer inkom hawe toe. Ons moet baie keer lekker bietjie gesonde ondersoek instel. En vir die Here sê, Here, voor ek nou verder gaan, moet U aan my werk. Maar dit kan nie elke liewe dag, elke seisoen van ons lewe die verskoning gebruik nie. Karakter word sigbaar in die rowwe see.
So maandag het ons vir mekaar het ons vir mekaar gesê, as ons geesvervuld leef, sê ons die Gees doen een primêre ding, hy gee vir ons 'n nuwe hart. Hy gee vir ons 'n splinternuwe hart met liefde en diepte. Dinsdag het ons vir mekaar gesê, saam met dit kom die Gees en hy gee vir ons 'n nuwe perspektief. Saam met die hart kry ons 'n nuwe perspektief, 'n nuwe manier om te kyk na die wêreld, 'n nuwe manier om te kyk na lyding. En vanaand sê ons vir mekaar, as jy geesvervuld leef, gee die Gees vir jou nuwe karakter. Hy gee vir jou 'n nuwe karakter. En Filippense 2, wys dit vir ons so mooi hoe die Gees dit doen. Met ander woorde, die Heilige Gees maak my en jou nie emosionele Christene alleenlik nie. Hy maak mense wat gevorm word soos Jesus. Want wie se karakter wil ons optimaal uitleef? Is Jesus se karakter. Ons modelleer op Jesus. Dis wat ek en jy behoort te doen. Die navorsing wys ons klein kindertjies vanaf hulle gebore is. My dogtertjie is nou 18 maande oud en jy kan dit absoluut sien hoe modelleer hulle. As jy 'n woord sê, sê hulle dieselfde woord. As jy sê ons maak die deur toe, dan maak hulle die deur toe. Hulle doen presies wat jy sê. Niks anders as die gelowige lewe nie. Ek en jy moet modelleer. Ons is kinders. Dis hoekom die Nuwe Testament dwars vir ons sê, ons moet word soos kinders. Ons moet klein word. Hoekom? Want kinders modelleer op hulle vader. En ons modelleer sy karakter. Dit beteken, julle almal ken hierdie, ek het hom ook gedra, dalk dra van julle hom nog, daai ou bandjie wat ons almal gedra het op skool, die What Would Jesus Do bandjie. Nee, hy was 'n mal raai bandjie. Ek het enetjie gehad, hy het uitmekaar uitgeval. Ek het hom my hele hoërskoolloopbaan het ek hom gedra. Wens hulle het hy afgeval en ek het toe nie weer 'n nuwe een gekry nie. Maar ek het 'n interessante ding besef oor daai bandjie. Iemand wat Christus se karakter het in hom. En ek praat nie die bandjie nou sleg nie, maar iemand wat die Gees vervuld leef, wat hierdie karakter van die Here in hom het, vra nie regtig ooit die vraag, what would Jesus do nie. Hulle vra die vraag, what did Jesus do? Want ons weet wat hy gedoen het. Ek en jy behoort die Here so goed te ken in sy evangelies, dat ons nooit hoef te wonder nie. Ek is nou in hierdie situasie, ek wonder what would Jesus do? Nee, ek moet weet wat sou Jesus in hierdie situasie gedoen het. Dis wat dit beteken om hierdie nuwe karakter te hê. 'n karakter wat ek modelleer op my Pa, wat ek ken, wat ek sien, wat vir my geopenbaar word in sy woord. So, die heel eerste manier hoe die Here vir ons deur die Gees hierdie nuwe karakter gee, sluit baie aan by gisteraand se idee. So Paulus vat dit in Filippense nou net 'n bietjie verder in stappie 2. Die Gees breek ons selfgerigtheid. Julle onthou ons het so 'n bietjie daaroor gepraat gisteraand en ek gaan nou net 'n ander teks vir ons lees waar Paulus hierdie oproep vir ons maak. Hy sê die volgende in Filippense 2 vers 1 tot 4. Sê hy: Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, hoor julle maandag aan, nuwe hart, nuwe liefde, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing. Onthou julle, ek het so vinnig verwys na barmhartigheid, geesvervulde persone het meegevoel, meelewing. Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. En moet niks uit selfsug of eersig doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. So as jy God se karakter wil begin aanneem, as jy wil begin leef en dink en praat soos Jesus, as jy wil begin modelleer op Jesus, moet jy toelaat dat die Gees jou selfgerigtheid breek. Om te sê, ja, hierso is wat ek moet wees. Ek het dit vir julle al gesê, Paulus sê in 2 Korintiërs die bekende woorde, I am compelled by love. Die liefde is my dryfkrag. En daarom is ek eensgesind. Daarom dink ek heel laaste aan myself. Daarom ag ek ander mense hoër as myself. Ag jy ander mense hoër as jouself? Hoeveel van jou, kom ons kyk net na die laaste 24 uur. Hoeveel van die besluite wat jy gemaak het gegaan oor jouself? As ek eerlik moet sê, is 'n klomp. Klomp van die besluite wat ek in die laaste 24 uur gemaak het, was maar net eintlik uit selfsug en eersig. Wat kan ek hier uitkry? Hoe kan my geld iets vir my beteken in plaas van iets vir iemand anderster? Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie. So aan wie se belange het ek gedink in die laaste 24 uur? Want dit wys of ek die Gees toelaat om my selfgerigtheid te breek.
En hierdie is konfronterende woorde, nê? Want selfs is die scary ding. Goeie dinge kan uit verkeerde motiewe kom. Jy kan dink ek dien, maar jy doen dit vir erkenning. Jy kan dink ek gee, maar dis sodat ek raak gesien kan word. Jy kan geestelik lyk sodat jy belangrik lyk, dat jy lyk asof jy's darem 'n goeie gelowige. Daai dinge ons almal het daai mense in ons lewe wat praat van, daai persoon is so goeie, so groot Christen. Iemand het nooit dit vir iemand noem nie. Daar's nie iets soos dit nie. Ons het 'n getroue disipel. 'n Getroue disipel wat dink aan ander bo myself. En dis die gevaar van hierdie selfsug, nê? Dis 'n baie subtiele ding. Dis daai blinde kol. Dis hoekom ons community nodig het. Ek het gister vir ons gesê hier in hierdie spasie, ons het mekaar nodig. Want selfsug is een van die dinge wat ek nooit in myself kan raak sien nie. Dalk as ek regtig baie mooi dink, hard is op myself, baie deursoekende gebede bid, vir die Here vra om te wys, by al means hy kan, maar is baie moeilik om reg te kry op die eie. Want ons wêreld leer selfbevordering. Ons wêreld sê van kleins af vir ons, bou jou naam, beskerm jou beeld, wen argumente. Wat is een van die heel eerste woorde wat amper elke babatjie leer? Myne. Dis myne. Dis myne. Dis myne. Nee, dis ons sinne. Hier deel ons. As jy gelowig is, deel jy. Daar's nie iets soos myne nie. Dis wat vir my altyd so inspirerend is van, julle almal ken al vir Jaco Strydom of weet van hom daar in sy ekkohuise in die moed. Daar's nie 'n woord soos myne nie. Hulle deel alles. En as ons dink aan Pinkster, dink ons ook aan Handelinge. Ons praat nou nie hierdie week oor Handelinge nie, maar Handelinge is eintlik die Pinksterteks, nê, waar die medegelowiges alles met mekaar gedeel het, in eenvoud saam geëet het, nie ene tekort geskied nie, aan elkeen was daar gegee volgens hulle nood. Presies wat Paulus eintlik hier sê. Maar hoe gereeld is jy en ek besig om net jou beeld te beskerm? Hoe gereeld, hierdie is 'n ding waarmee ek lank gesukkel het, nê? Hoe gereeld wen jy net 'n argument sodat jy reg kan wees? So jy sal eerder reg wees, maar jy verloor die verhouding. Julle, dis 'n ding waarmee gelowiges sak. Ek wil eerder reg wees en ek sal die verhouding seermaak, as wat ek sê, weet jy wat, dis okay, ek hoef nie altyd die argumente wen nie, maar ek gaan nie die verhouding koester. Ek gaan my eensgesindheid beskerm, in plaas van om my ego te streel. So die Gees beweeg heeltemal in die ander rigting. Die Gees vorm nederigheid. En nederigheid is nie selfhaat nie, nê? Nederigheid beteken nie ek sê vir myself ek is niks werd nie. Dit beteken net ek sê vir myself ek is nie die middelpunt nie. Die sonnestelsel draai nie om my nie. Ek's 'n klein spek, maar ek's God se spek. En vir hom is ek baie kosbaar, maak nie saak hoe klein ek is nie. Maar ek sien die middelpunt nie. Jesus is die middelpunt. En dis eintlik bevrydend. Dis wat Paulus vrygemaak het. Dis wat Paulus vreugde gegee het in moeilike omstandighede. So nog lekker daaroor gesels. So, wat gebeur met 'n boot wat top heavy is? Ek weet nie of julle al daai epic fails gaan Google bietjie op YouTube, epic shipping ships, nê, daai groot skepe wat ander skepe vervoer, fails, nê. As daai skip te hoog gelaai word, 'n top heavy skip, dan diep hy en hy sink. Dink aan die Titanic, nee, dis nou iets anders. Hy was nie top heavy nie, maar die Titanic se ingenieurs het gesê, not even God can sink this vessel. Nee, so baie keer dink ons I've arrived, ek is die main man. Nou hierdie top heavy skepe of mense wat dink ek is untouchable rondom my reputasie, my gevoelens, my gemak, al hierdie goeders, staan eintlik net hierdie gevaar in die gesig dat jy gaan diep eventueel. As ek dink die lewe gaan oor my, is dit al daai gewig wat ek saam met my dra. En ek bring myself beheptheid, my selfbelang, my veiligheid, my gemak, alles waaroor ons reeds gepraat het, pak ek op hierdie skip en eventueel word dit soveel nonsens, ek word top heavy. En die kleinste stormwind, die golfies kom en dit swaai my heeltemal om en ek sink. Wat die Gees begin doen in my en jou om hierdie selfgerigtheid weg te vat, is dit kom maak my en jou minder. Dit kom help ons om my gewig af te gooi. Dit stabiliseer jou deur minder selfgesentreerd te wees. Ons geloof raak meer stabiel, want ek hou op om net by mekaar te maak en te dink aan myself, want ek het nou meer goeders om oor bekommerd te wees. Hoe meer goed ek het, hoe minder tyd het ek vir God. Dis outomaties net so. Hoe meer goed ek moet maintain, hoe minder tyd het ek vir die Here. So die vraag is eintlik weer eens vir ons, so wie staan sentraal in jou lewe, regtig?
Want baie van ons volg vir Jesus, maar ons wil weer steeds die hoofkarakter wees. Ons kies om te sê, ek volg vir Jesus, maar on my terms, op my terme volg ek vir Jesus. Ons praat net nou daarsom in die storie oor opofferings, nê? Dit is 'n opoffering om hier vanaand te wees. Maar in die groter scheme of things, nê, is dit regtig so 'n groot opoffering om 'n uur saam met jou community te kom sit? Dis God se opoffering waarby ons nou gaan kom. Sy kruisdood, sy lyding, dan is dit nie eintlik veel van 'n opoffering nie, nê? So baie keer dink ons, ja, ek probeer en ek doen al hierdie goed vir die Here en ja, natuurlik vat die Here dit en hy sien jou hart raak, dis verseker. Maar joh, ek dink die Here vra meer. Ek dink die Here vra meer van mense wat sê ek volg hom. En dis hoekom die Here begin deur sy Gees hierdie selfgerigtheid in ons kom afbreek. Nie op 'n negatiewe manier, net op 'n manier om my en jou vry te maak. So hoe doen hy dit? Die Gees kom vorm, met ander woorde, die karakter van wie? Van Jesus in ons. En hier is een van die mooiste gedeeltes in die hele Nuwe Testament, waar Paulus eintlik sê hy die Here probeer prys en loof met sy hele lewe. En hierdie teksgedeelte in Filippense 2 is 'n baie interessante teksgedeelte. Ek weet nie of julle bewus is daarvan nie, maar meeste van die in die antieke tyd kon meeste van die mense kon nie lees nie, nê? So as iemand nou die brief van Filippense gehad het, sou Paulus een van sy skrywers, een van die ouens wat hom gehelp het, een van sy handlangers gestuur het om hierdie boekrol nie net te gaan lees nie, maar te gaan opvoer, nê? Die Bybel was eintlik opvoerings, veral boeke soos Openbaring. Mense dink altyd Openbaring se moeilike ding, tot jy sien is eintlik 'n play, nê? Dis 'n teaterstuk. Mense het dit opgevoer. En dis dieselfde met Filippense. 1 of 2 of 3 van mense wat saam met Paulus geleef het, sou die brief van Paulus saam met hom deurgegaan het. Paulus sou vir hulle verduidelik het, wanneer sing julle, wanneer is dit drama, wanneer lees julle net 'n stuk voor. En hierdie spesifieke teksgedeelte was nie gelees nie, dit was gesing. Want Paulus sing hier oor die opstanding. Hy sing hier oor Jesus. Maar hoor, ek gaan nie vir julle dit sing nie, so by the way, julle gaan baie groot skrik as ek dit doen. Maar kom ek lees vir julle wat Paulus gesing het. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en om aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis, en daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Paulus kon nie anders as wanneer hy dink aan Jesus se karakter, wanneer hy dink aan Jesus se samestelling, wanneer hy dink aan Jesus se liefde, kon hy nie anders as om in lofgesang uit te breek nie. So my vraag is, laat Jesus jou sing. Laat die leeggraf, die feit dat Jesus opgestaan het, laat dit jou sing. Ons praat nou net daaroor. Hier in die NG Kerk, ons is so bang, ons wieg nie eens 'n bietjie, ons steek nie, nee, laat die leeggraf jou sing. Is jy so in orde dat jy het nie 'n ander keuse as om in lof uit te breek oor wat Jesus vir jou gedoen het nie? Die vraag is net eenvoudig, het die opstanding jou so diep geraak, dat jou eerste reaksie nie eers net stille bewondering is nie, maar lof? Here, ek kan nie glo wat U vir my gedoen het nie. Ek kan nie hieroor stil bly nie. Ek moet spring en ek moet dans en ek moet my hande in die lug opgooi en ek moet net U loof vir dit wat U gedoen het. Want dis wat met Paulus gebeur het. Hy kon nie anders as om te sing nie. So Paulus dan begin hy in hierdie sang, in hierdie liedjie wat hy geskryf het, begin hy sing oor Jesus se karakter. Hy begin om te sê dat Paulus begin om Jesus te beskryf sy selfontlediging. Wat het ons net nou oor gepraat? Selfontlediging. Ons modelleer vir Jesus. Wat het Jesus gedoen? Hy het van homself vergeet. Self-emptying. Hy het homself leeg gemaak. Hy het die laagste moontlike status wat 'n mens in die antieke tyd kon gehad het, het hy aangeneem. Hy het 'n diensknegt geword. Hy het 'n slaaf geword.
Hy het homself toegelaat om tot aan die kruis verneder te word. Al sy regte was ontneem, maar dit bou op na iets meer. Jesus se pad was nie eenvoudig nie, was 'n pad van vernedering en lyding, maar was nie verniet nie. Hy het sy mag prysgegee vir my en jou. En dit roep my en jou om anders te leef. Dit behoort lof in my en jou los te maak. Met ons hele lewe. Wanneer ons hier by mekaar kom en wanneer ons al buite leef, behoort dit lof in ons los te maak. Sy lyding het vir ons lewe gebring en hierdie lewe het nou 'n toon, dit het 'n harmonie, dit het 'n melodie. Hierdie teksgedeelte is as amper die sentrale ding van die hele brief van Filippense. Dit is amper die teologiese swaartepunt, want hier word eensgesindheid, nederigheid, onselfsugtigheid, wat ek en jy behoort te hê, begrond in 'n persoon. So al die dinge wat ons moet leef as geesvervulde mense, word in een persoon beliggaam. En die middelpunt van hierdie teksgedeelte van hierdie liedjie gaan oor die kruis. Ultimate suffering, die ultimate selfontlediging, die ultimate kyk weg van myself. Of 'n amazing ding is, hierdie stuk was gesing. Dit was nie net blote info wat die ouens in Filippi gehoor het nie. Dit was nie soos ek het nou hier voorgelees het vir julle nie. Dit was 'n heilige oomblik toe hulle dink oor hierdie en hulle sê, hierdie is wat ons moet modelleer. Ons moet hieroor sing, ons moet dit internaliseer. Dink gou hoekom het hulle dit gesing, een van die redes? Jou gunsteling liedjie is, daai liedjies wat so lekker in jou kop vassit, nê? Dit is omdat ons heeltyd daaroor kan dink. Dat ons dit kan onthou. So hierdie liedjie sê soveel beautiful belangrike dinge vir my. Dit sê Jesus het sy goddelike voorreg neergelê. Sal jy jou voorregte neerlê vir ander? Anders as aardse konings wat mag eis, het Jesus nederigheid en lyding en die dood gekies. Sal jy nederigheid en lyding en die dood kies? Hy het 'n diensknegt geword. Hy het sy disippels se voete gewas, tot hy mense se voete was. Hy het nie net sy hoë status beskou aan iets wat hy sy eie voordeel sou gebruik nie. Hy het sy regte opgegee. Sal jy jou regte opgee vir die evangelie? Jou menseregte. Sal jy sê dis okay, ek het dit nie nodig nie, want ek volg vir Jesus. Hy het homself leeg gemaak, hy het homself niks gemaak. Hy het homself tot die dood aan die kruis verneder. En weet julle wat 'n interessante ding? Jesus is seun van God, hy is God. Hy is 100% mens, hy is 100% God. Hy kon as hy wou aanspraak gemaak het op sy goddelikheid. Hy kon as hy wou gesê het nee. Hy kon as hy wou, maar hy het homself leeg gemaak. Hy het gesê, Here, hy het vir die Here gevra, vir God gevra, as dit U wil is, kan ons hierdie beker verby my laat gaan. Maar nie U wil nie, nie my wil nie, U wil. Lewe jy binne die wil van die Here. Hierdie kenosis is die mooi Griekse woord, hierdie selfontlediging, was nie glamorous nie, dit was pynlik. Jesus het verseker nie die kruisiging geniet nie. Daarvan is ek nie verseker saam oortuig. Maar as ons Christus wil volg, moet ons onsself ook kan leegmaak van onsself, om Jesus se karakter te begin leef. Ons het ons trots en ons selfsug en selfs baie keer ons persoonlike ambisie prysgee. Want meeste van die tyd is dit die eie ek wat in die pad staan van die ontwikkeling van God se karakter binne in my. So weet julle, doen hierdie teksgedeelte, dit gee vir ons 'n oplossing. Dit gee vir ons 'n oplossing om meer geesvervuld te leef. Dit gee ook vir ons 'n oplossing vir onderlinge verdeeldheid in die gemeente en gemeenskap. As ons almal hierdie voorbeeld volg, dink daaraan. As ons almal die karakter van Jesus regtig begin leef, as ons almal diensknegte word, as ons almal in vrede met mekaar saamleef, as ons almal saam kies om een te wees, imagine almal fokus op die persoon wat langs jou sit se geluk en sy vrede en sy vreugde in plaas van jou eie ego, jou trots en jou gemak. Dink gou hoe amazing omgewing samelewing sal ons hê. Dis amper soos 'n huwelik. Ek sê vir couples wanneer ek hulle trou, die huwelik is 'n submission competition. Hoe meer jy submit teenoor jou man en hoe meer jy submit teenoor jou vrou, hoe gelukkiger getrouer huwelik gaan julle hê. Werk presies so in gemeenskap. Ons moet aan mekaar onderdanig wees. Nie in die negatiewe sin van die woord nie, net in die diensbaarheid woord. Ons moet mekaar dien. Ons moet altyd die Efesiërs 21 vers 5 vers 21 sê, wees altyd die minste
dien mekaar. Is jy die minste? Kies jy om die minste te wees, omdat dit jou losmaak, omdat dit jou vrymaak. Julle, dit sal lekker wees as ons dit kan regkry. Hierdie realiteit is ons kan. As ek net toelaat dat die Gees my selfgerigtheid kom afbreek en vir my die nuwe karakter van Jesus begin gee. Maar ons lewe vandag met 'n, as hy of sy dit nie doen nie, hoekom moet ek? Jesus sê, al doen hy of sy dit nie, sal ek steeds. Al doen ek dit heel op my eie, al is ek die enigste een wat altyd die minste is, wat altyd dien, doen ek dit nog steeds, met 'n smile. Ons 'n movie se verskil, as julle dit mooi hoor. Hy het homself vrywillig opgegee. Paulus sê, as jy enigstens iets goeds in jou lewe aan die gang het met betrekking tot die Here met die Gees, as jy die goedheid van die Here met ander woorde in jou lewe ervaar, as jy regtig lief is vir die Here, en jy bely Jesus is Here, dan moet jy outomaties eensgesind wees. Dan moet jy outomaties liefdevol wees. Dan moet jy vergeet van jouself. 'n Moeilike vraag waarmee ek myself baie konfronteer en waarmee ek regtig struggle vir die laaste seisoen in my lewe is, wat het die evangelie jou al gekos? Eerlik is met jouself. En jy dink terug, wat het dit jou al gekos om 'n gelowige te wees? En hoekom ek so sukkel daarmee is, as ek eerlik moet wees met myself, het die evangelie my nog niks gekos nie. Of bitter min. Ja, ongemaklike gesprek om 'n braai vleis of wat, dit my het nog niks gekos nie. Alles in my lewe was nog redelik relatief smooth sailing en maklik, selfs met verliese en goed, jy weet, jy kom deur die goed, jy werk deur die dood van familie, jy kom deur hierdie goeters. Dit is nog relatief smooth sailing. Die evangelie het vir Paulus baie duur gekos. Hy was bereid om Jesus te volg in selfontlediging. Hy was bereid om hierdie karaktereienskap van Jesus te begin leef. Is jy bereid? Is jy bereid om hom te volg tot by die kruis? Is jy bereid om jouself te verloon? Al die evangelies sê dit so mooi, as hy wat vir Jesus wil volg met sy kruis optel en hom volg. Ek moet vergeet van myself. Want die teks begin deur te sê, kom ek gaan net terug met daai netjie. Dieselfde gesindheid moet in julle wees. Wie is geesvervulde persoon? Hierdie gesindheid moet in ons leef, as jy sê jy is 'n geesvervulde persoon. Hoor gou hoe sê die Message vertaling hierdie teks gedeelte. Ek het hom 'n bietjie langer hier opgesit, maar dis so beautiful, hoor hierso. If you've got in anything at all out of following Christ, if his love has made any difference in your life, if being in a community of the Spirit means anything to you, if you have a heart, daai nuwe hart waarvan ons gepraat het, if you care, then do me a favor, agree with each other, love each other, be deep-spirited friends. Don't push your way into the front. Don't sweet talk your way to the top. Put yourselves aside and help others get ahead. Wanneer laas het jy iemand anders gehelp om voor jou te gaan? Wanneer laas het jy 'n tree terug gegaan en sê, gaan jy voor my? Don't be obsessed with getting your own advantages. Wil jy altyd net die voordeel trek? Forget yourselves long enough to lend a helping hand. Wanneer laas het jy van jouself vergeet? Wanneer laas het jy vir jouself gesê, ek gaan myself hierdie goeie lekker ding waarvoor ek gespaar het ontgin en ek gaan belê in die koninkryk van die Here, ek gaan iemand anders help. Think of yourself the way Christ Jesus thought of himself. He had equal status with God, but didn't think so much of himself that he had to cling to the advantages of that status no matter what. Not at all. And when the time came, he set aside his privileges. Gaan jy regte opgee? And deity, and took on the status of a slave, became human. Having become human, he stayed human. It was an incredibly humbling process. He didn't claim any special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life. Hoe lyk 'n gehoorsame lewe aan Christus? Selfless. Dink jy aan myself nie. And then died a selfless, obedient death. And the worst kind of death at that, a crucifixion. Lewe jy gehoorsaam aan die Here in 'n selfless manier. Sonder om te vergeet dat jy waardevol is in God se oë. Sonder om te vergeet dat jy God se hart se liefde is. Sonder om te vergeet dat jy God se beeld dra.
maar beleef jy daai vryheid om te sê dat, "Jo, die wêreld draai nie om my nie. Hierdie Here vat my ou menslike harde karakter en hy gee vir my die nuwe karakter van 'n sagte hart, van een wat verder kyk as net my eie las en my behoeftes en my begeertes." En weet julle wat? Die amazing resultaat van hierdie is, as ons dit reg kry, dan kan ons almal saam met mekaar leef. Dan kan 'n kwaai broer en suster vrede maak. Dan kan ons oor grense heen vriende wees, want ons leef dan saam in Christus. Een van Paulus se gunsteling woorde of frases is ons is almal in Christus. Hy is in ons en ons is in hom. Ons storie is embedded in sy storie as ons eensgesind is. As ons die nuwe karakter inneem. So wat doen Jesus? Hy beweeg afwaarts. Hy hou nie vas aan status nie, hy verneder homself, hy dien. Die wêreld sê klim op, klim die corporate ladder, maak meer geld, kry 'n groter huis, bou vir jouself 'n naam, bou vir jouself 'n legacy. Jesus sê, grootste legacy wat jy kan leef is buig af. Hoe verder jy kan afbuig, hoe verder wys jy nie na jou legacy nie, maar na God se legacy. Hoe meer getuig jou lewe dat ek volg vir Jesus. En dis wat die Gees doen, hy vorm hierdie gesindheid in my en jou. Baie mense dryf geestelik omdat hulle nie bereid is om af te buig nie. Omdat hulle nie bereid is om te buig en ander te dien nie. Is jy bereid om af te kom? Is jy bereid om nader te kom? Jy onthou presence and proximity? Is jy bereid om nader te gaan aan die mense wat seer het? Daai een song Hosanna, een van my gunsteling songs, is eintlik so 'n mooi Pinksterlied ook. Sy woorde break my heart for what breaks yours. Ja, as ek sien ons sing daai liedjie, dan word ek so koud en ek kry hoendervleis want ek is so bang om daai woorde te sing. Want ek weet as ek hierdie nou vra, Here breek my hart vir dit wat u hart breek. Dan moet ek verwag môre gaan ek in trane wees. Want dis wat ek vir die Here gevra het. Ek het vir hom gevra vir 'n geleentheid dat ek nader kan gaan. Nader aan die seer van die wêreld, nader aan die pyn van die wêreld, nader aan die lyding van die wêreld. Wanneer laas het jy gebid, Here breek my hart vir dit wat u hart breek? Daai is die gebed van iemand wat 'n nuwe karakter het. Daai is die gebed van iemand wat sê ek modelleer op Jesus, want wat het Jesus gedoen? Hy het nader gegaan, nader na die seer, nader na die siekes. Maar ek en jy hou van dit om ver te wees. Ons hou van 'n lief, ons is lief van 'n afstand af. Jesus sê dis onmoontlik. Die Gees leer ons gaan nie opwaarts nie, ons gaan afwaarts. En dan doen hy 'n derde ding. So hy breek jou selfgerigtheid af. Hy gee vir jou 'n nuwe karakter en dan doen hy die volgende. Hy verander ons van klaarkouse na 'n lig in die donker wêreld. Hoor wat sê Filippense 2 vanaf vers 12. Ligdraers in die wêreld. Hy sê my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en onsag daarop toelê om as verloste mense te leef. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Wat sê die Here? You've got what it takes, want hy is by jou. Is jy gewillig en bekwaam? Ja, jy is. Jy is ten minste bekwaam, is jy gewillig is dalk die vraag. Doen alles sonder kla of teepraat. Hierdie teksgedeeltjie is daar 'n hidden gem in die Bybel. Hoe baie kla ons? Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat jy bo alle verdenking staan en opreg bly. Onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet gesoeg het nie. Julle geloof is 'n offer. Jy weet jy geloof is 'n offer in diens van God. Selfs sal word my bloed daarby as 'n drankoffer uitgegiet. Selfs al beteken dit vir my lyding, selfs al breek dit elke liewe dag my hart. Wat is ek? Is ek daaroor bly? Ja, is ek saam met julle almal bly. En om hierdie selfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees.
Onthou julle, ek het vir julle maandag aand gesê, Filippense is eintlik die vreugdesbrief van Paulus. Dis sy blydskapbrief en hier begin daai lyne nou hier in die einde van Filippense 2 lekker in te kom, nê, om te sê, so wat doen die Gees? Hy maak my van 'n klaarkous na 'n ligdraer vol blydskap. Dis wat Jesus kom doen met ons deur sy Gees. Doen alles sonder kla of teepraat. Want het jy geweet dat kla, om heeltyd te kla, konstant pessimisties te wees, wys dikwels op 'n hart wat nie op God vertrou nie. Wys en ek terug na Dinsdag, sê ek is so ek moet 'n paar stappe teruggaan. Moet eers die Here vertrou, want as ek die Here vertrou, behoort my klagtes minder te maak. En hierdie teks het dit te sê, nee, ek mag nie by die Here kla nie. Ek bedoel die hele klaagliedere, daar's 'n boek met die naam Klaagliedere. Die Psalms is vol emosies en klaaggebede. Here, hoe lank nog? Hoe lank gaan my nog in die donker los? Hoe lank gaan ek nog sonder U wees? Jy mag by die Here kla. Maar jy kan nie gekenmerk word as 'n gelowige wat konstant kla en teepraat nie. Wat konstante verskoning het oor hoekom jy nie A, B, C, D kan doen nie. Konstant teepraat in jou Here, ja, U moet nog net 'n paar dinge vir my uitsorteer. Here, ek is nog hier in die hawe. Wil U nie net weer die engine, wil U nie net hierdie ding, nee. Ek gaan ophou teepraat, ek gaan net vertrou. Want ons leef in 'n murmerende wêreld, nê? Ons leef in 'n wêreld van konstante ontevredenheid. Almal is kwaad, almal is offended, almal kla, almal veg, almal kritiseer. Almal het road rage. En Paulus sê nee. Christene lyk anders. Hulle kla nie konstant nie. Hulle praat nie teen nie, hulle is gehoorsaam. So wat probeer die Gees doen? Hy produseer stabiliteit en vreugde. Nie oppervlakkige gelukkigheid nie, 'n diep vreugde. Hy sê wanneer ek en jy wegkyk van onsself af, wanneer ons hierdie nuwe karakter in het, wanneer ons ophou kla, gebeur daar iets in my en jou. Ons word 'n ligdraer vol blydskap. Ons straal blydskap uit. Dan wanneer mense naby kom, voel hulle die Here se liefde en nabyheid by jou. Dit beteken ons het meer vrede, ons het sagtheid, ons het 'n standvastigheid. Dink daaraan. Op 'n skip is ligte nie 'n verskriklike belangrike ding in die dag nie. Dink of 'n ligtoring dalk, kom ons vat 'n ligtoring. Hy het nie veel van 'n doel in die dag nie, maar lig word juis belangrik wanneer dit donker is. Jou lig van blydskap is die key ding wat die Here gebruik in ander mense se seer. Dit help mense om koers te vind. Dit bring veiligheid, dit bring troos. Dit wys dat daar nog steeds hoop is. Paulus sê, julle moet so sterre skyn. Julle moet, hoeveel keer het hy gesê bly? Ek dink 4 keer, bly. 4 keer of iets soos dit. En dis net in hierdie teksgedeeltjie. Filippense 4 lê nog voor. Wees bly. So ek en jy moet anders begin leef met 'n stuk vergenoegdheid, met 'n stuk tevredenheid. Dis nie altyd lekker as ek van myself moet vergeet nie. Ja, dis nie altyd maklik om God se karakter uit te leef nie. Ja, dis nie altyd maklik om nie te kla nie. Maar ek is geroep om 'n ligdraer te wees. Ek is geroep om 'n ligtoring te wees, wat net sy lig reflekteer. Wat ander bote, wat in die storm is, net herinner, hey, daar's hoop. Kom hiernatoe, hier's veiligheid. Pas op, hier's rotse. Wat doen jy met jou lewe? Is dit jou ingesteldheid? Want die wêreld het lig nodig, julle. Nie meer gerasie, nie meer stemme nie meer trots nie meer mense wat hulle self probeer bewys nie. Nie nog podcasts en slim teoloë nie. Die wêreld het ligdraers nodig. Mense wat sê ek gaan verby my stryd kyk en ek gaan God se lig weerkaats. Mense wat sê ek gaan ophou kla en deel wees van die probleem en ek gaan deel wees van die oplossing. En ons weet wat die oplossing is, om Jesus te volg. Dis wat die wêreld nodig het. Mense wat Jesus weerspieël. Mense wat vrede maak is. Wat sê Jesus in die bergpredikasie? Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. So. Hoe lyk 'n geesvervulde karakter? Dit lyk soos Jesus. Minder selfsugtig, meer nederig, meer gehoorsaam, meer lig, meer standvastig, meer joy, meer blydskap, minder kla. En die Gees maak jy elke dag meer soos die Here. So wat is die uitnodiging? Jesus nooi jou vanaand na iets dieper as selfgerigtheid.
'n lewe waar jy nie meer die swaartepunt hoef te wees waar rondom als draai nie. So miskien het jy vandag vir die eerste keer in 'n lang ruk weer regtig na Jesus gekyk. Nie net die idee of die prentjie of die sonnaarskool figuur van liewe Jesus nie, maar die actual Jesus, wat hy kom doen het, wat hy als prys gegee het, 'n koning wat afgekom het, 'n Here wat jou voete kom was, een wat nie vasgehou het aan sy voorregte nie of sy status nie, een wat homself oorgegee het in liefde. En as jy eerlik is, hoop ek daar's iets binne in jou wat daarna verlang. Iets wat met jou resoneer om te sê, "Joh, maar dis die Here wat ek volg. Ek wil tog dan hom modelleer." Want hy's 'n goeie pa. En kinders moet en hoop en doen gewoonlik modelleer op goeie paas. Want diep in ons is daar hierdie begeerte om hierdie lewe te leef. En dalk het jy ook vandag besef dat hierdie wêreld het nie nog slim mense nodig nie. Jy hoef nie alles te weet nie. Jy hoef nie die Bybel uit jou kop uit te ken nie. Al wat jy hoef te doen is skyn lig. Leef God se karakter. Leef anders, wees sag. En dalk is dit waar God wil jou juis begin gebruik, in jou huis of jou huwelik of by jou werk of by jou skool, in jou vriendekring, nie omdat jy perfek is nie, maar omdat jy besig is om toe te laat dat die Gees jou vorm in 'n nuwe mens. So die uitnodiging is eenvoudig. Hou op om 'n goeie gelowige, 'n groot Christen te probeer wees en vra die Gees om jou karakter te verander. Vra die Gees om jou die gesindheid van Jesus te gee. En miskien, hoop en bid ek, sal iemand eendag hoop vind, omdat jy gebid het, Here, breek my hart vir dit wat U hart breek. En jy, sonder dat jy dit dalk agterkom, die antwoord op iemand se gebed sal wees. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ons kom vra vir U in absolute afhanklikheid en nederigheid. Kom vorm Jesus se karakter in elkeen van ons. Kom maak ons sagter, kom maak ons nederiger. Ons weet ons word juis optimaal bruikbaar in U hande wanneer ons U Gees toelaat om ons selfgerigtheid af te breek. Wanneer ons U Gees toelaat om U gesindheid, U karakter in ons harte gestalte te laat vind. Ons weet ons word ook optimaal bruikbaar vir U wanneer ons ophou kla en toelaat dat U ons van klaarkouse af verander in ligdraers wat joy uitstraal. Here, mag ons nie gelowiges met die lang gesigte, bekend staan as gelowiges met lang gesigte nie. Mag ons in al ons ruimtes ten spyte van teenstand, ten spyte van lyding, ten spyte van seer, joy hê, vreugde, vrede hê, wat geen ander rede of bron het as U nie. Mag ons dit reflekteer in 'n stikkende wêreld wat juis 'n honger het daarna, 'n honger na egtheid, 'n honger na 'n bron van joy wat niks of niemand of geen omstandighede van ons af weg kan kom vat. Here, mag ons almal wat hier teenwoordig is in persoon of wat hierdie video later kyk, mag ons hierdie uitnodiging aanvaar. Mag ons met 'n opregte hart vanaand bid. Kom verander ons harte. Kom maak ons nuut. Gees van God, kom gee vir ons Jesus se karakter. Amen.